Laagveld gemeente, baie welkom, Sondag 21 Desember, dit is ons Sondag boodskap wat ek vir julle vandag wil bring hier van Stellenbosch by die kweekskool waar ek 7 jaar studeer het, van 2007 tot 2013, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 7 jaar hier geswat. Dit was 'n wonderlike tyd. Ek het vanoggend vir my kinders gewys waar ek op skool was, my laaste 7 jaar van amptelike skool, en dit was regtig 'n geseënde tyd. Ek besef eintlik die palms en die palms daar agter, wat 'n mens laat dink aan die beloofde land, die heilige land, en dan hierdie mooi deel in die Weskaap. Limpopo is wonderlik en pragtig en ek is baie lief vir Limpopo, maar Stellenbosch het ook sy skoonheid. Interessant, laas Sondag 14 Desember was ons teks Hebreërs 13, en toe ek nou op daai standbeeld lees, die skriflesing daar is Hebreërs 13 vers 7. So dit is spesiaal dat ek laasweek gewandel het en ons as gemeente gewandel het met die woord van Hebreërs 13. Julle kan dit op die Facebook gaan kyk, en vers 7 is die fokusteks vir daai standbeeld wat hier omtrent in die 1910s opgerig was. So vandag wil ek net vinnig 3 goed hanteer. Die eerste een is, ons gaan gou deurhardloop die hoogtepunte van die jaar. Ek was vanoggend 4 uur, hierdie moederkerk kerkklok lui elke uur, en toe vanoggend 4 uur is ek wakker, en toe kon ek nie slaap, en toe gaan ek net op ons Facebook van die gemeente, en ek gaan kyk van Januarie tot Desember, en ek merk net so 'n paar hoogtepunte. As ek het gemis het iets, laat weet my, maar dit is net die goed wat ons op Facebook gesit het, net mooi om so na die 12 maande te kyk. So dis ons eerste punt, hoogtepunte van die jaar. Die tweede punt gaan net een vers wees van volgende week, Sondag 28 Desember se teks wat ek met julle wil bestudeer. Ek om oor aan te dink, 'n mooi vers, en dan sluit ons af. Ons derde punt is die uitsigte vir 2026. Waarna sien ons uit? Waarna sien jy uit? Laat weet my waarna jy uitsien vir die nuwe jaar. Maar eerstens, kom ons kyk na hoogtepunte en laagtepunte van 2025. En laagtepunte is 'n moeilike ding, want eintlik 'n begrafenis is ook eintlik 'n hoogtepunt, want jy vier 'n lewe, jy sê vir die Here dankie vir 'n vol lewe. Ons het 'n paar begrafnisse gehad die jaar, een persoon in die 50s, een 70s, een 80s. Dis altyd hartseer, maar ons het die hoop van Jesus Christus, die opstanding, die ewige lewe. Daarom treur ons, maar nie soos mense wat nie hoop het nie. So laagtepunt is ook eintlik soms 'n hoogtepunt as dit 'n begrafenis is. Maar hoogtepunte, kom ons kyk wat het Januarie gebeur. Ons het afgeskop met 'n heerlike gemeentebraai. Ons het 'n doop gehad van lidmate wat nou in Nieu-Seeland woon, maar ek het hulle troue gedoen so 'n paar jaar terug, toe het hulle gedoop by ons. En dan die eerste troue wat ek by ons kerk behartig het, sien ek die foto's is Januarie, die Smit troue, maar dit kon dalk Desember laas jaar wees, ek kan nie onthou nie. Maar ons sit hom maar in by Januarie, die eerste troue binne die kerk. Al 37 troues buite die kerk gedoen, maar binne die kerk was dit kosbaar geweest om 'n troue binne die kerk te bevestig. Dan Februarie, klein gemeente werkswinkel gehad in Dullstroom saam met ouderling Chris en Ferdi. Dit was 'n hoogtepunt vir Februarie. Maart het ons die jaarlikse ZZ2 strategieberaad aangebied, en die kerksaal was 'n baie mooi funksie saal gewees vir daardie, en dan die gedenkdiens van Tannie Ora ook in Maart gewees. So Maart was dit die ZZ2 strategieberaad en Tannie Ora se gedenkdiens. En dan in April was die eerste keer wat ons die voortrekkerkamp aangebied het, betrokke was in Moketsi. Hulle was 60 jaar by Linsklip buite Pietersburg, en hulle het toe getrek na Moketsi toe, en ons as kerk was ook betrokke daar met die plus minus 400 hoërskoolkinders, en ons het die Bybelstudie en die gebed en die openingsbehartig daar. Hulle tema was ook Exodus gewees van die voortrekkers, want hulle het getrek na 'n nuwe kampterrein toe. Ons sien uit wat die toekoms inhou vir die voortrekkers. Dan in April ook, ek sien hier so 50 jaar Charles de Kok, verskoon het gaan die vliegtuig en die Tarantaal. So Charles de Kok het kom kuier, 50 jaar terug was hulle in die kerk, 1975, en dit was lekker om by hulle te hoor hoe die kerk gelyk 50 jaar terug, en vir hulle te wys hoe die kerk nou lyk. Ons het ook in April, dis eintlik in Mei, 96 jaar gevier van NG Laagveld, 96 jaar oud, die verjaarsdag gevier van ons kerk, wat NG Kerk is van 4 Mei 1929, en dan ook het ons
vir Australiaanse toergroep, daar was 'n bus gewees, toe wys ons vir hulle die grafte van die Boereoorlog. Ons natuurlik 'n fliek gemaak oor daai grafte wat daar op ons kerk is. In Australië het hulle fliek gemaak daaroor. Junie het ons 'n Pinksterreeks aangebied. Ons het 2 aanddienste gehad in Junie. Ons dink ook aan Tanya Swanepoel se gedenkdiens. Ons dink ook aan die geliefdes van haar. Nog steeds wat is altyd nooit lekker om iemand te verloor nie, maar dit was ook op die kalender gewees, die gedenkdiens van Tanya Swanepoel. Ook die jongste persoon wat ek al 'n diens moes doen, 57 as ek reg is. So ons dink ook aan hulle. En dan die Oostelike Sinode se uitvoerende amptenaar Johan Botes het ons gehuisves by die kerk, maar ook by ons huis. So dit was 'n mentor gewees wat kom kuier het, en die volgende dag was die jaarlikse ringsitting in Letsitele. Ek dink is die 42ste een, dit was 'n hoogtepunt. En dan 'n gesamentlike jeugdiens saam met die 3 noordelike gemeentes van ons ring, saam met Sanien Moederkerk, Wolkberg en ons. Ons het 'n gesamentlike jeugdiens gehad ook in Junie. 4 keer wat ons ook by Wolkberg gaan preek die jaar. Julie dink ek die hoogtepunt vir my was die rugbyspan wat ek 3 jaar afrig, die Bosbokke. Ons het ons jaarlikse braaiweek gedoen by die kerk, by ons lekker braaiplek, en ons het 'n mini bazaar gehad in Julie by Ferry Glen, en ek dink dit was ook baie lekker, die saamkuier en hoe ons saam gewerk het, en ook 'n bietjie inkomste vir die kerk gegenereer het daar, en saam met Kings Court en Laerskool Duivelskloof se landloopdag. Augustus was 'n mooi maand, dit was die Moketsi Mountain Bike waar ons ook gedien het as kerk met die marshals, met die registrasies, met die prysuitdeling, ietsie gekry vir die kerk daar om aan te hou, en dan boonbehalwe al hierdie hoogtepunte, ek dink die 48 plus eredienste wat ons Sondag behartig het, was ook altyd 'n hoogtepunt, elke Sondag wat ons saam kan wees in die kerk. September het ons 'n diaken vir hom Koot gegroet, wat dekades diensbaar en betrokke was in die gemeente. Oom Koot wat amper 'n era afsluit. Hy het so lank in die dorp gebly, so baie geken. So September was dit die afskeid van oom Koot, die gedenkdiens, en dan die Kubeka se eerste fietsdistribusie was ook in September, waar ons probeer om vir 700 graad 11 elke jaar fietsse te reël. Dankie vir Kubeka se betrokkenheid daarso, en dit is ook wonderlik om so in ons gemeenskap betrokke te wees op 'n praktiese en effektiewe manier. En dan sien ek hierso, wat skryf ek hier? 90 jaar terug was daar tannie gedoop by ons kerk, en ek sit so een middag by die kerk en werk, en toe stap hier 'n tannie met haar 2 kleinkinders in, en sy naam was, ek dink dit was Martina van Niekerk, en toe sy op daai maand 90 jaar terug in ons kerk gedoop. So dit was ook vir my 'n spesiale oomblik gewees. En ook ons het in September die kerkraad van Wolkberg gehuisves vir die eerste keer. Ons het hulle genooi, gesê kom eet saam met ons ontbyt. Ons maak vir julle ligte middagete, en kom ons praat net oor toekomsmoontlikhede. Is daar geleentheid vir saamwerk? So ons het die eerste stap gevat om saam te werk met Wolkberg in September, wat ons kerkraad en hulle kerkraad saam gekuier het daar by die kerk op 'n Saterdag. Oktober was my 35ste troue wat ek behartig het, en dit was ook die eerste een in die noordelike halfrond wat ek my broer en sy vrou in die huwelik bevestig het. In November sien ek hierso, ons het Nederlanders gewys wat ons doen by die kerk en ons geskiedenis van die gronde. Dit was lekker om 'n toerbus van Nederland die kerk te wys, vir hulle te wys, kyk die invloed wat Nederland op ons gehad het. Belydenis van geloof, ons het November vir Teens en vir Benjamin en vir Nikita se belydenis gehad. Ons het oom Henny van Sail se gedenkdiens gehad in November, en dan die kerssangdiens was ook 'n hoogtepunt, en die doop van Katrien Koetser was ook 'n hoogtepunt in November. En dan Desember, die 40 kersgeskenke wat ons as gemeente reg gekry het, Anastasia wat die leiding daar gevat het, baie dankie daarvoor, en ons het dit gaan uitdeel by Goue Jare, dit was 'n hoogtepunt, en dan ook ons jaarafsluiting met die Bring en Braai, dit was ook 'n hoogtepunt daar by die gemeente. So wat 'n wonderlike jaar 2025, 'n jaar van genade, van vreugde, 4 mense wat ons gedenkdienste gehad het, wat ons gegroet het, maar ons kyk terug en ons sien die Here se liefde en sy genade en sy troos en sy sorg, sy barmhartigheid, sy goedheid, goedhartigheid sien ons raak, en ons het dit beleef in hierdie laaste 12 maande. So vanoggend het ek net 'n paar notas gemaak wat ek met jou wil deel. Dis die eerste punt van vandag, is die laaste 12 maande se hoogtepunte. Dan die tweede punt is volgende week se preek, en hoe toepaslik was dit Hebreërs 13 wat daar staan. Volgende week het ek Hebreërs
12 uitgesit en ek wil net vers 1 en 2 vir jou lees. Daarom terwyl ons ook so 'n groot wolk getuies rondom ons het, dis nou van Hebreërs 11, laat ons van elke las ontslaa raak, van die sonde wat ons so maklik omring, en die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop, die oog gerig op Jesus, die leidsman en die volëinder van die geloof. Hebreërs 12 vers 1 tot 2, waar die skrywer hierdie metafoor gebruik van 'n resies. Wat het jy nodig om 'n resies te hardloop? Jy moet lekker lig wees, jy moet warm wees, opgewarm wees, en dan sê hy, laat ons ontslaa raak van die laste, dat ons nie swaar goed moet saamdra nie, so die goed van 2025 wat ons moet los in hierdie jaar, laat ons dit los, laat ons 'n beter Christen wees volgende jaar, en dan laat ons met volharding hardloop. Volhard. Die nuwe jaar wat ons ingaan, hou aan, wees volmoed, hardloop mooi, die oog gerig op Jesus. Dis vir my eintlik so mooi. As jy hardloop, moenie na jou voete kyk as jy hardloop nie, moenie wegkyk as jy hardloop nie, jy gaan val. Hou jou oog gefokus, en hy sê in hierdie lewenswedloop wat ons hardloop, hou jou oog gefestig op Jesus, nie op die kerk en die apostels en die kerkleiers en die politiek en alles nie, oog gefestig op Jesus. So eenvoudig, soos Hebreërs 13 ook sê, is volg vir Jesus, volg sy voorbeeld. Nie nuwe lering in die kerk wat mense deur mekaar maak nie, volg vir Jesus. Kyk nou wat hy in die evangelies gesê het, wat hy doen, wat hy sê, en hou die oog gefokus op Jesus. Ek het laas jaar toe ek in Dordrecht was in Nederland, en ek wil gaan kyk na die Dordtse Leerhofs, die kerk waar hierdie ontstaan het, en ek het so uitgesien na die kerk, en toe kry ek net 'n gebou, maar buite in die kerk was daar 'n standbeeld, en daai standbeeld het vir my gesê, partykeer is die boodskap eenvoudig. Dit gaan nie oor klomp komplekse goed nie, dis belangrik, die kerke, die geboue, die gemeentes is wonderlike strukture om die geloof en die godsdienst en die diensbaarheid uit te leef, maar op die einde van die dag aanbid ons nie 'n kerk nie, soos laasweek gesê, ons aanbid nie engele nie, ons aanbid vir Jesus Christus, Heilige Gees, God ons Vader, drie enig, hou die oog gefestig op Jesus. Back to basics, hou dit eenvoudig, fokus op Jesus. So dit is ons boodskap, die leidsman en die volëinder van geloof. Dis wie Jesus is, hy is ons herder, ons leier, die een wat ons leiding gee, die een wat ons rigting gee, die een wat ons wys wat om te doen, hoe om dit te doen, hoekom ons dit doen, en dan ook die volëinder van ons geloof, die een wat met ons begin het, wat ook ons reis op hierdie lewe gaan klaarmaak. So hardloop jou wedloop 2026 met die oog gefestig op Jesus, met volharding, doen wat reg is, eer vir God. So dis ons tweede punt, is die kort boodskap van volgende Sondag, net so 'n opsomming, en dan ons derde punt is, wat is jou hoogtepunte vir volgende jaar? Waarna sien jy uit vir 2026? Hierdie tyd, ons is nou die week in Kersfees, is tyd van refleksie, tyd van oordenking, dink wat die jaar gebeur het, waarvoor is ons dankbaar, waaroor is ons spyt, wat sou ons anders wou doen, waar het ons groot lesse geleer, waarna sien jy uit vir 2026? As ek 3 kort goed moet noem, ek sien uit om meer aktief te wees binne Laagveld gemeente, bietjie meer uit te reik, huisbesoeke, myself te nooi, want julle nooi my nie vir huisbesoeke nie. Tweedens sien ek uit om projekte by ZZ2 verder te vat en betrokke te wees daar, en my rol wat ek daar het goed uit te voer, en dan derdens ook om die eerste jaar by NG Wolkberg ook 'n sukses te maak, waar ons saamwerk met hulle, waar ek nou van volgende jaar af nie meer 9 uur by Laagveld gaan preek nie, maar 8 uur by Laagveld en 10 uur by Wolkberg, en ook net die mense daar leer ken, en saam met hulle ook die lewe van geloof saam wandel, mekaar bemoedig, mekaar opbou. Ek sien uit om die eerste jaar by Wolkberg ook 'n sukses te maak. So dis die 3 goed wat ek wou noem, aktief, meer aktief by Laagveld, ZZ2 projekte waar ek betrokke is, goed uit te voer, en dan die eerste jaar van Wolkberg 'n sukses te maak. Wat vir my wonderlik is Sondag 28 Desember, volgende Sondag, is dit my 360ste preek. Daar skryf ek om bo op elke preek die nommer van die preek, 360, en dis simboliek van 'n volsirkel, en is ons laaste 9 uur diens, want 4 Januarie skop ons af met 'n 8 uur diens by Laagveld, en 'n 10 uur diens by Wolkberg, en mag hierdie nuwe hoofstuk vir jou ook van groot seën wees. Dis dit, mooi tyd, mooi feestyd, mooi nadink oor die woord van die Here, mag die Gees jou lei, en mag jy tot die eer van God doen en praat, en vir God loof. Soos Hebreërs 13 sê, gee lofoffer vir die Here. Amen.